Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Vrydag 16 Januarie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u vreeslik baie dankie dat u ons deur hierdie week gelei het en waar ons nou weer vandag gaan afsluit. Liewe Heer, seën asseblief hierdie studie en maak asseblief ons geestelike hart en verstand oop om u naam beter te kan dien. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Vir verdere studie gaan ons lees Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 512. Van die pynbank, die brandstapel, die kerker, uit die spelonke en klowe van die aarde, hoor hy die triomfkreet van die martelaars. Hy hoor die getuienis van standvastige siele wat, alhoewel hulle dakloos, verdruk en gepynig was, nogtans vreesloos en plegtig vir hulle geloof getuig en gesê het, ek weet in wie ek geglo het. Deur hulle lewens ter wille van die geloof op te offer, verklaar hulle aan die wêreld dat hy op wie hulle vertrou het, in staat is om volkome te red. Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 512. Ons lees dan nou 'n aanhaling uit R.F. Cottrell inleiding in Ellen G. White se eerste geskrifte, bladsy 140. Nog nooit was daar sulke verdeeldheid in die Christendom as vandag nie. As die gawes as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, herders en leraars, soos gelees in Efesiërs 4 vers 11 tot 13, nodig was om die eenheid van die vroeë kerk te bewaar, hoe nodig is dit dan nie vandag om die eenheid te herstel nie? En dat dit die doel van God is om in die laaste dae die eenheid van die kerk te herstel, blyk baie duidelik uit die profeseë. Ons word verseker dat die wagters eendag sal sien wanneer die Here Sion weer sal herstel. Ook word gesê dat die verstandiges aan die einde sal verstaan. Wanneer dit gebeur, sal daar eenheid van geloof wees onder almal wat God as wys beskou, want diegene wat inderwaarheid reg verstaan, moet noodwendig eenders verstaan. Uit wat ons aangevoer het, is dit duidelik dat die volmaakte toestand van die kerk wat hier voorspel is, nog in die toekoms is. En dus het hierdie gawes nog nie hulle doel bereik nie. R.F. Cottrell, inleiding in Ellen G. White, eerste geskrifte, bladsy 140. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Na aanleiding van R.F. Cottrell se aanhaling hierbo, wat benodig die Heilige Gees vandag om eenheid in God se kerk te bewerkstellig? Hoe belangrik vir kerkeenheid is die toepassing van die raad wat ons deur die Gees van profesie ontvang het? Vraag nommer 2. Hoe sou jy die Bybelleerstelling oor die toestand van die dode aan 'n vriend verduidelik wat glo dat Paulus en ander Christene wat gesterf het nou saam met Christus in die hemel is? Vraag nommer 3. Hoe verstaan ons die verskriklike werklikheid van lyding in hierdie wêreld? Hoekom is die groot stryd idee so behulpsaam om aan ons 'n beter begrip daarvan te gee? Hoekom dan moet ons op die ou einde uiteindelik na Jesus op die kruis kyk as die beste uitdrukking van die Vader se liefde en leer om hom selfs in die ergste tye te vertrou?